Ubuntu nommer 7. Kyk ons na hoe kommunisme Ubuntu korrupteer. Swartes is baie geestelik georiënteerd. En elke huis het sy eie gees. En die kinders word in die gees van daardie huis groot. So daar word nie regtig pak slaag uitgedeel nie. Want die kinders word groot volgens die voorbeeld van die ouers, van die pa en die ma. Wanneer 'n kind regtig hardkoppig is en nie wil luister nie, kan hulle hom teen die grond gooi en op sy kop trap, sodat sy kop kan sag raak, dat die gedagtes kan ingaan. So elke kind word in die gees van sy eie huis groot. Ubuntu glo, jy moet nie steel nie, jy kan nie ander goed van mense vat nie, maar wanneer jy honger is en stap deur 'n land, mag jy van die vrugte pluk, maar jy nie meer pluk as wat jy kan dra nie. So jy kan nie regtig 'n skaap steel nie, want jy gaan hom nie dra nie, jy gaan ook 'n bees steel nie, jy gaan hom nie dra nie, dit is teen die wet. Maar verder kan jy goeders vat wat jy nodig het, as jy honger is. Wanneer ek met goed werk, en ek gebruik dit nie meer nie, mag hy, glo hy, dit vat, wanneer hy dit nodig het. Daarom sal hy iets wat hy nodig het, wil hy skuif, en as jy dit nie agterkom, jy skuif hy dit verder, en al nader na die hek toe, en as jy weer sien, is dit weg. Want jy het dit nie nodig nie, so hy kan dit gebruik. Alles is mos almal sin, alles mos geskenke van God aan die groep. So het een van my vriende 'n huis gebou, en ek dink hy het die dak klaar gemaak, en toe moes hy die vloere doen, maar toe die dak klaar is, toe is die skrynwerker wat met jou saag gewerk het, 'n baie duur saag, met die saag weg. Hy bel my en sê, wat nou? Ek sê, bel my wanneer jy by die vloere kom. Paar maande later bel hy my, hy sê, right, ons is nou by die vloere, wat nou? Ek sê, bel nou die skrynwerker en sê, ons begin môre met die vloere, hy moet kom help en hy moet sommer die saag saambrand. Hy bel my die volgende dag, hy sê, jy sal nie glo nie, hy is hier met my saag. Ek sê, nou, maar volgende keer kyk net, dat jou saag daar bly, wanneer jy klaar is. Een van my werkers bel my. Hy sê, Tati, jy moet bid. Hy het my toegesluit. Ek sê, vir wat? Hy sê, hy het by die dorp het hulle die dam gegrond, en toe dit met die baie reën, toe kan die geel masjien nie werk nie. Toe staan die masjien vir 'n jaar. Toe sê die drywer van die masjien, ons gebruik nie daai diesel nie, jy kan miskien van daai diesel kry. Toe koop ek van daai diesel by die drywer, vir R5. Hy sê, nou het hulle my toegesluit, ek het gesteelde diesel gekoop. Ek sê, nee, ek kan jou nie help nie, jy moet net bid, dat jy 'n swart landros kry, en dan vertel jy hom presies wat gebeur het. Hy kry toe 'n swart landros, hy vertel hom presies wat gebeur het, en landros sê, dit is moontlik dat hy daai fout kon maak, hy is nie skuldig nie. So ons moet net, as ons dit verstaan, elkeen het sy huis in sy eie geestelike sfeer. Nou kom ons by kommunisme. Heel eerste werf hulle, of trek hulle hierdie studente, wit en swart, by die onderwyscolleges en by die universiteite in, by satanisme, en dan van daar af ook terug in kommunisme in. Kom hierdie onderwysers uit, en dan begin hulle die kinders opsteek. Kom die kind by die huis, dan sê hy vir sy pa, ons het vandag die polisie met die klep gegooi. Dan skrik die pa vir die kind, want dit is nie die gees van hulle huis nie. En die ma skrik vir die kind, want dit is nie die gees van hulle huis nie. En dan onttrek die pa en die ma van die opvoeding. Want hoe meer radikaal die kind raak, hoe banger word die pa en die ma vir die kind. En so neem die onderwyser die opvoeding van die kind verder oor. Nou is dit nie meer, jy mag steel soveel as wat jy kan dra nie. Nee, kry trok. Soveel as wat jy op die trok kan laai. Laai. Wie sê vir jy kan nie 'n skaap dra nie, jy kan hom ons aanjag. Vat sommer 'n trop, bees ook. En hoe meer hulle die kinders opsteek om te doen, hoe meer radikaal raak die kinders, en hoe banger raak die ouers. En dit is wat gebeur het in die 70s en 80s. Het ons heeltemal 'n nuwe kultuur gekry, 'n revolusionêre Ubuntu, wat heeltemal radikaal is, en wat die tradisionele Ubuntu se ouers bang gemaak het. So het die ding pos gevat.
En daai kinders het weer kinders gekry, en omdat jy jou kinders dieselfde opvoeding gee as wat jy gekry het, kry hulle kinders dit, plus dit wat hulle nog by die onderwysers kry. So die regering sit vandag met 'n probleem met 'n bevolking wat halstarrig is. 'n Bevolking wat geleer was om te rebelleer teen alle vorme van gesag, en nou rebelleer hulle teen die regering, en nou verstaan die regering nie hoekom rebelleer hulle nou teen ons nie, want dit is soos hulle opgelei was, dit is deel van kommunisme, dit is die vrugte van kommunisme. In Februarie 2026 kom Kleinmond skool uit. Die kinders moet oor een of ander iets protesteer in die strate, en die wit juffrou vra dat hulle net nie by die skool begin nie, hulle moet verder af in die pad, en die swart juffrou hou nie van die gedagte nie. Is dit nie interessant nie? En dan deel daarvan, om die kinders op te steek en hulle meer met buitemuursaktiwiteite van klipgooi en brandstig en paaie toemaak besig te hou, word die intelligensie van die kinders afgebreek. Nie die intelligensie nie, maar hulle akademiese vermoë word afgebreek. So kinders wat na 96 uit die skool uit is, kan nie meer lees en skryf nie. Kinders wat nou in die skole is, kan nie lees en skryf nie. En dis wat die regering, dit is wat kommunisme wil hê, want dis die gehoorsame gepepel, wat opgesteek kan word en baie vinnig bang gemaak kan word. En hulle het dieselfde gedoen in 1963, 64 in Kenia. Dan het hulle hierdie video's gewys en gesê, die swart man is baie slimmer as die wit man, hy het 'n groter brein as die wit man. Hannibal was 'n swart man wat die wiel ontwerp het, en toe het dit vir die wit koning wys, toe vrede die koning hom op, en hulle vat die wiel, en al sulke tipe goedjies. The new Africa creates its own racism, and the devil changes his color. These lessons are taught by government teachers. The white brain is smaller than the black brain. The white man knows this and is afraid. In America, blacks invented the biggest of all bombs, but they are still kept in big glass prisons, like slaves. Hannibal was the white man's master. He gave him the signs used for writing. Hannibal also gave him the wheel, which Hannibal had invented, but when he brought it to the white king, the king killed him and ate him. Because they want to become black, whites lie in the sun by the sea. The white woman is descended from the monkey, and her hair is as straight as a monkey's. The white woman has flabby breasts, so she hides them in white bags. Hulle doen presies vandag dieselfde by die EFF. Van die intelligensievlak of die akademiese vlak van die kinders is so laag dat hulle nou enige nonsens glo. En dit is die gemors van my ons op hierdie stadium sit. Toe die kommuniste verder gegaan. Ons het ons die groot verkiesing gehad in 1994, waar ons nou een man een stem geword het. November 1993. Toe vra die kommunistiese party vir die ANC, en watter poste gaan julle vir ons binne in die regering gee? Sê nie die ANC niks nie, ons gaan regering word, en ons gaan nie vir julle gee, julle mos nie eintlik baie groot stem nie. Die tweede week van November 1993 trek die SAKP, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, die hele jeugliga van die ANC al weg en sit hulle by die PAC, Pan-African Congress. Toe is die Pan-African Congress op die grond groter as die ANC, en die 17de Desember 1993, toe kom al die radikale leiers by mekaar, hulle vra, wat nou? Hoe gaan ons, ANC kan nie die verkiesing wen nie, want die hele jeugliga is by die PAC. Toe sê die Kommunistiese Party, gee vir ons poste. Dan gee ons vir julle jeugliga terug. En soos jy sien, met die eerste poste wat die nuwe ANC regering gekry het, was die minister van openbare werke, kommunis. Minister van behuising, kommunis. Minister van onderwys, kommunis. Minister van landbou, kommunis. Adjunkminister van verdediging, kommunis. Minister van polisie, kommunis. Want hulle moes nou verder alle waardes afbreek. En dit is waarom die polisie se spesiale magte, spesiale taakeenhede ontbind was deur Celebi, wat ook 'n kommunis was. So ons hele land is stelselmatig afgebreek
die akademiese vlak van die kinders is afgebreek, sodat die gepepel op die einde van die dag maklik deur die staat beheer en regeer kan word. So dit is waar ons vandag sit, as gevolg van die revolusionêre Ubuntu. En is dit goed om dit te verstaan, is goed om dit te weet, want as ons weet waarmee ons te doen het, kan ons iets aan doen, kan ons dit dalk bestuur, kan ons dalk weet, wanneer kan ons teepraat en wanneer kan ons nie teepraat nie. Weet nie. Dit is nou die een kant van die munt. Die ander kant van die munt is 88% van die inheemse swart bevolking stem nie. Hulle het nog nooit gestem. Want tydens die intimidasie van die 1990s, was mans en vrouens wat nie aan vergaderings wou deelneem, ANC vergaderings en PAC vergaderings of kommunistiese vergaderings nie, is hulle kaalgat uitgetrek en aan lamppale vasgemaak, sodat hulle kinders hulle geslagsdele kan sien wat vir hulle hengse groot vernedering was. En hulle gaan nie vergewe nie. Hulle het dit nog nooit vergewe nie. Maar dis die 88% wat nou begin teepraat. Dis die 88% wat nou hulle stem begin lig en sê, maar dit was beter in die apartheidjare. Ons het meer werk gehad. Almal het werk gehad. En eintlik word ons vandag deur 'n minderheidsregering regeer. As jy gaan kyk na die bevolking, die hoeveelheid wat registreer ten opsigte van die hoeveelheid van die bevolking en die hoeveelheid van nou wat gaan registreer het, wat gaan stem het en die hoeveelheid van die wat gaan stem het, wat ANC gestem het. En jy vat dit teenoor die groot bevolking, dan dink ek word ons met 'n baie klein minderheid regeer vandag. Want 88% van die swart bevolking stem nie saam nie. Nie met een van die politieke organisasies nie. Dit is baie moontlik dat 'n groot deel van hulle of 'n gedeelte van hulle nou by die Vryheidsfront Plus gaan aanskakel, omdat hulle glo daar kan dalk 'n verandering kom, met die hinkering om terug te kom na waar almal werk gehad het. Nie nou waar almal sonder werk sit nie. Terug te kom na waar 'n groot persentasie van die bevolking kon lees en skryf, wat nie nou is nie. En dan die ander ding wat hulle ook vertel is dat ou Suid-Afrika het 'n minderwaardige onderwys gegee, wat bullshit is. Want die onderwys was van so aard, Mbeki was uit Suid-Afrikaanse universiteite, hy is van Suid-Afrikaanse universiteite oor na Britse universiteite toe. Sy skoolprestasies was van so aard, dat hy as 'n uitreisstudent kon gaan Brittanje toe. Selfde met Mandela. Mandela het in ou Suid-Afrika skool gegaan, gekwalifiseer universiteit toe, en baie het in die buiteland gaan studeer. Nie vandag nie. Vandag kwalifiseer ons nêrens in die vir buitelandse universiteite nie. Want die kwaliteit is net nie meer daar nie, want dit is hoe dit afgebreek is. Ek dink wat ons moet verstaan is, die swart bevolking is nie ons vyand nie. Die swart bevolking, 88% van ons swart inheemse bevolking, voel soos ons oor politiek en oor die dinge wat gebeur vandag in die land. Dit is belangrik om dit te weet. Dit is belangrik om te weet dat 6% is die radikales wat jy hoor. As jy gaan kyk hoe hulle paaie toemaak, ag Heerde, dan staan daar 3-4 wat 'n pad toemaak, dan word die pad toegemaak. Daar sal miskien 12-14 nuuskierig gestaan om te kyk wat gebeur nou. Al wat hulle kort is 'n bok eintlik, om die pad oop te maak. Maar nee, die ekonomie moet geknehalter word. Die ekonomie, ons moet 'n persepsie kry van vrees. Ons het nie nodig om niks te vrees nie. Dankie dat julle die video's deel. Dankie vir die mense wat die boeke gekoop het, ek waardeer dit baie. Dit help ons om aan te gaan met ons navorsing op al die vlakke wat ons doen. Baie dankie.